Prys die Here. Prys sy naam. Kom ons sluit so 'n bietjie ons oë. Kom ons sluit so oë, ons bid net saam. Here, dankie. Dankie, Here, vir hulle wat ons gelei het in sang vanaand. Dankie vir die lof en die eer. Ja, Here, dit is so waar dat 'n koning my so lief het dat hy vir my gesterf het. Ja, koning Jesus, U is die soetroos van Saron. U is die blink môrester. U is die lelie van die dale. Daarom roep ons uit vanaand, saam met die 24 ouderlinge, geloof die naam van die Here. Here, ons aanbid U in hierdie aand en ek wil vra, Vader, in Jesus naam, dat U my sal verberg agter die ruwe kruishout. Ek herken my totale afhanklikheid net van U af, Here. En ek vra, Vader, verberg my vir die menslike oog in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Dankie broeders, mag die Here vir julle ryklik seën. Geliefdes, vanaand se tema, soos wat ek vanmôre met u bespreek het, ons gaan kyk na sondig teen die Heilige Gees, ons gaan kyk na bedroef nie die Gees van God nie. En dan gaan ek vir u dit uitlê, wanneer gebeur wat. En dis altyd maklik om 'n woord te bring van bemoediging. Dis altyd te maklik om 'n woord te bring van redding. Maar vanaand gaan ek die teenoorgestelde, dit waaroor niemand wil praat nie, gaan ek vanaand oor praat. Want dis hoe die Here dit op my hart gelê het. Efesiërs 4 vers 30, kom ons begin daarmee. Kinders van God. En ek wil sê vanaand dat ons het vanmôre breedvoerig rondom die Heilige Gees wat jou en my moet lei na die teenwoordigheid van God. En hoe die Heilige Gees die teenwoordigheid van God in ons lewe bekend maak. Maar nou kom dit ook dat ek vanaand vir u moet sê, daar is nou die goeie kant. En dan is nou daar die kant waar die waarskuwings na jou en my toe kom. En hier skryf Paulus aan die Efesiërs en hy reik 'n waarskuwing uit na hulle toe. Hy sê, en bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseële is, tot die dag van verlossing. Dis 'n waarskuwing. Kennis van God wat Paulus rig aan jou en my, maar ook aan die Efesiërs. Nou die Heilige Gees woon nie in geboue nie. So baie mense hardloop rond en soek die Heilige Gees. Hou op rond hardloop, staan vas. Want die Heilige Gees woon nie in geboue nie. 1 Korinte 6 vers 19. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Vanaand wil ek graag die Bybel aan jou bekendstel. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? Nie wat julle moet kry nie, nie wat oor julle moet kom nie, maar wat in julle is. So wat ek vanaand vir jou wil sê is, die Heilige Gees is in jou. Wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Geliefdes, dis wat ons moet weet vanaand, is dat ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in my. Prys die Here. Sê vir die persoon langs jou, die Heilige Gees woon in jou.
Matteus 12 vers 31 en 32. Geliefdes, kom ons kyk, waar kom Jesus en hy praat met ons en hy praat met almal teenwoordig. Daarop sê ek vir julle, Jesus praat hier. So dis nie nou die kerk wat praat nie, dis nie die predikers wat praat nie, dis Jesus wat hier praat. En hy sê, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word. Maar die lastering teen die Heilige Gees sal die mens nie vergewe word nie. Hierdie is harde woorde, maar is waar. En ons vermy dit. En predikers vermy dit. Want ons wil almal moet ons nou in die oor gestreel word. Almal moet ons nou voorspoedprediking kry. Want alles gaan oor geld, en in hierdie kerk gaan dit beslis nie oor geld nie. Hier gaan dit oor jou siel wat moet hemel toe gaan. Die volgende vers. 32. En elkeen wat die woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, hoor mooi, wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. Met ander woorde, dit sal hom nooit vergewe word nie. Maar ek glo dat baie mense in onkunde is. Geliefdes, en daarom gaan u vanaand uit die onkunde gehaal word en in die kundigheid geplaas word met hierdie woord. Sonde word teen die Heilige Gees word as volg gedefinieer. Dit is 'n aanhoudende, opsetlike verwerping van die werk van die Heilige Gees. En jy moet mooi hoor, dis 'n aanhoudende, opsetlike verwerping van die werk van die Heilige Gees. Dit is 'n volgehoue, opsetlike weerstand teen God se waarheid. Aanhoudende, opsetlike weerstand teen God se waarheid. Dis 'n aanhoudende, opsetlike verwerping van die werk van die Heilige Gees. In Matteus 12:24. Matteus 12:24 is Jesus Christus besig om siekes gesond te maak. En kyk wat doen die Fariseërs. Maar toe die Fariseërs hoor sê hulle, hy dryf duiwels nie anders uit as Beelzebul, die owerste van die duiwel nie. Kyk wat doen hierdie mense. Hulle het die lig gesien, maar hulle het dit bewustelik verwerp. Jy moet mooi hoor vanaand. Ons sien ook die lig, maar bewustelik verwerp ons die lig. Net soos die Fariseërs. En kom ons vat 'n praktiese voorbeeld hier in die kerk. 'n Mens sien hoe God iemand anders se lewe verander. 'n Mens hoor die evangelie, herken innerlik, nie uiterlik nie, innerlik, dat dit waar is. Maar sê hardop, hoor mooi, sê hardop, dit is emosies. Die pastoor het die mense emosioneel gedrywe dat hulle harte vir die Here moet gee. Die prediker het die mens gemanipuleer. Hoeveel uitlatings is daar? Dit is nie van God nie. Kind van God.
Hierdie uitlatings is nie onkunde nie, maar is verwerping van die lig. En ek kom terug en ek sê weer vir u, sonde teen die Heilige Gees, aanhoudende opsetlike werking van die Heilige Gees, 'n volbare, volgehoue, opsetlike weerstand teen God se waarheid. Nommer 2. Herhaaldelike verwerping van die oortuiging. Nog net een keer. En hier is die mees belangrikste een, wat almal opdis, God verstaan. God verstaan hoe ek voel. God verstaan my situasie. God verstaan my emosies. God verstaan dat ek nie gelukkig is nie. God verstaan. Dit is sonde teen die Heilige Gees, om te dink God verstaan. Dit sê die woord van die Here. Ek sal later regmaak. Dit is verwerping van die waarheid. Dit is opstand, aanhoudende opstanding teen die werkinge van die Gees, want die Gees is daar om te oortuig en ek en jy weerstaan die oortuiging van die Heilige Gees. Weet jy, vandag het ek baie hieroor gedink. Hoeveel keer pleit ek dat julle as gemeente saam met my tot gehoorsaamheid moet wees om elke diens in die huis van die Here te wees? Hoeveel keer gebruik die Heilige Gees hierdie mond wat vanaand voor jou staan om elke diens in die huis van die Here te wees? Om nie ander dinge bo die werk van die Here te kies nie. Dink mooi. Dink mooi. Kind van God. En wanneer hierdie dinge gebeur, nog net een keer, God verstaan, ek sal regter maak, totdat dit gebeur, dat daar geen skuldgevoel meer oor is nie. Geen skuld meer oor is nie. Geen innerlike waarskuwings meer plaasvind nie. Kind van God, noodbelangrik wil ek vanaand dit sê, dit is verharding teen die Gees se oortuiging. Wanneer jy jou hart verhard teen die Gees van oortuiging, maar ons moet nie verwar. Ons moet nie verwar. Wanneer vleeslike begeertes die woord van God gebruik om vleeslike begeertes in werking te stel nie. Jy kan nie jou vrou soos 'n vark behandel, sodat jy op haar trap en op haar loop en in die aand wil jy saam met haar in die bed klim nie. En dan moet sy nou net reg wees vir jou nie. Jy wil nie ander mense behandel asof hulle vloerlappe is en jy wil net heeltyd foute uitwys en dink jy moet met regverdigheid behandel word nie. Ons moet nie die saak verwar nie. Die Here het hard met my oor hierdie woord gepraat, het dit vanmiddag gevoel, ek gaan liewers te sê ons gaan oor iets anders te praat. Kinders van die Here, jy kan nie deur jou vlees gelei word en jou begeertes en die woord gebruik om daardie vleeslike begeertes van jou nood in werking te stel nie. Kom ons vat 'n maklike voorbeeld. Jy kan nie 'n goeie rentmeester wees met die fondse wat God aan jou toevertrou.
En nou sê jy, die kerk moet voorsien nie. En as die kerk nie voorsien nie, is die kerk nie meer op die pad nie. Is die kerk nie meer volgens die wil van God nie. En dan is die prediker ook nie meer wat hy was nie. Maar God sien laag op hierdie aarde. Niks is vir sy oë verberg nie. En die Gees deursoek die hart van God en maak dit aan ons bekend. En as ons buite die wil van God optree, is ons, wat het ek nou net gesê? In weerstand met die Heilige Gees. Baie mense neem my kwaadlik oor my optrede. Baie mense neem my kwaadlik wanneer ek die ongeregtigheid nie laat geskied nie. Baie mense neem my kwaadlik wanneer ek die woord van God toepas binne die kerk. Want dan behaag ons nou nie die mense nie. En die mense voel hulle word te nagekom. Maar ek wil vandag vir jou sê, hoeveel keer voel God nie dat hy te nagekom is wanneer ons die Gees se aanmanings verwerp. Daarom, geliefdes in die Here, is dit vanaand so belangrik dat ek en jy nie teen die Heilige Gees praat nie, maar eerder saam met hom praat. Want hy, die Heilige Gees, het die mens geïnspireer om die woord van God te skrywe. Kyk hoe sondig die mens. Hulle is nie tevrede met die Gees van God, wat die mens geïnspireer het om die woord van God te skrywe nie. Hulle gaan en die Satan inspireer die mens se harte om te sondig teen die Heilige Gees. En 'n nuwe Bybel word geskryf, want dit is mos nou maklik leesbaar. Dis makliker verstaanbaar. Maar weet jy dat Jesus se naam 363 kere uit die 83 vertaling Bybel uitgelaat is? Besef jy dat daar 281 skrifte in die Bybel uitgelaat is dat bevestig dat Jesus die seun van God is? Besef jy en ek vanaand dat die Satan so slinks is dat hy Jesus van hierdie aarde af wil vee, dat die Satan nog steeds besig is om met sy werke probeer om teen die Heilige Gees te sondig, want die woord staan geskrywe, as jy teen die Gees sondig, sal dit jou nooit vergewe word nie. En dink julle die Satan weet dit nie? Dink jy hy weet dit nie? Hy weet dit. Kind van die Here, sit vir my slank op Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Daarom moet ek en jy vanaand stil wees voor die Here. Nadat hierdie woorde op hierdie papier neergeskryf is, was ek ook stil voor die Here. Nommer 3. Sonde teen die Heilige Gees. God se waarheid verwerp om eie voordeel te beskerm. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het, vers 5, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte wat die toekomstige wêreld, vers 6,
en afvallig geword het, om weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Daarom sê die skrif, leier, prediker, gelowige, maar hulle kies om doelbewus voordeel te trek uit die evangelie. Hulle ken die waarheid, het dit verkondig, het die Heilige Gees met sy gawes geervaar, maar het dit verruil vir geld, vir status, vir sonde en mag. Kind van God. En wat sê hulle? Om dit te regverdig. Ek glo nie meer daaraan nie. Maklike woorde. Ek glo nie meer daaraan nie, maar ek glo nou hieraan. Hoekom glo ek hieraan? Want dit regverdig die geld, die sonde, die status en die mag. Hoe baie selfregverdigend is ons mens net nie. Terwyl ons die Gees van God teleurstel. Daarom, geliefdes, bring dit my by punt nommer 4. Wanneer ons die Gees se stem lank genoeg stil maak. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Ons wil op ons bediening leef. Ons wil die dinge bediening laat beweeg soos wat ons goed dink. Ons wil gelowiges wees in tye van wanneer ons dink om gelowig te wees. Die Heilige Gees kry nie regmatige plek in ons lewe nie. Daarom staan daar blus die Gees nie uit nie. Dis 'n goddelike waarskuwing vir jou en my gemeente. Blus die Gees nie uit nie. Iemand word gewaarsku. Ander word geroep tot die bediening. Geroep in 'n sekere veld. Ander word gewaarsku om die geloofstatus van hulle van predikers aangeneem het, om dit te laat staan en die woord van God te begin aanneem. Waarskuwings gaan uit om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Mense word genader deur God, maar hulle hou aan. Daardie roeping, daardie roepstem ignoreer. Hulle rasionaliseer dit. Dan, geliefdes in die Here, dan spot hulle daarmee. En hulle dryf die spot daarmee. Veral as hulle gesyp raak. En dan dink ons, God weet nie. En heel laaste, hulle stel uit. Hulle stel uit. 'n ander keer. En wat gebeur nou? Wat is die eindresultaat? Om teen die Heilige Gees te sondig. My gebed voel leeg.
Party sê ek bid teen die plafon vas, ek bid teen die mure vas. Die skrif praat, maar jy voel dood. Hoeveel mense voel vanaand dood, terwyl die skrif ernstig met ons praat? Die sonde wat gedoen word, pla nie meer nie. Ek doen 'n bietjie sonde en dan is ek weer heilig by die kerk. En dan doen ek weer 'n bietjie sonde en dan is ek weer heilig by die kerk. Want die sonde pla nie meer nie. Kind van God, ek wil net vir jou sê vanaand, die Gees is nie weg nie. Dis jou en my hart wat toe is. Dis jou en my hart wat verhard is. Dis jou en my hart wat nie meer ontvanklik is vir die Heilige Gees se stem nie. Kind van God. En dis al wat ek vanaand gaan sê oor sonde teen die Heilige Gees. Nou, wanneer sondig ons nie teen die Heilige Gees nie? Ek het tot dit vir die Here gevra. Here, wys my, wanneer sondig ons nie teen die Heilige Gees? 'n gelowige wat sy lewe probeer agter mekaar kry, wat probeer vir die Here lewe, maar hy struikel en hy sondig nie teen die Heilige Gees nie. Nommer 2, hy is in twyfel of is besig met 'n geestelike worsteling. Want hy so geleer en nou lees hy dit in die Bybel en nou worstel hy in die middel. Wat is die waarheid wat ek moet leef? My voorouers het so geleef en nou lees ek hierdie dinge in die Bybel. Daardie worsteling, daardie twyfel is nie sonde teen die Heilige Gees nie. Iemand wat berou het en vergifnis soek, sondig nie teen die Heilige Gees nie. 1 Johannes 1 vers 7. En dan wil ek sê vanaand, enige mens wat vrees of hy gesondig het, sondig nie teen die Heilige Gees nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Hoor mooi. As ons wandel soos hy in die lig is, as ek my beste gee om in die lig te wandel, ek die beste gee om my woorde in toom te hou. Want die woord sê, 'n volmaakte man kan sy tong in beheer hou. Is dit so? As ek alles in die vermoë werp om my tong te probeer in beheer hou, dan het ons gemeenskap met mekaar. En wat sê die woord? En die bloed van Christus sy seun reinig ons van alle sondes. Dan is ek nie meer in daardie situasie nie. Efesiërs 4:30. Wat beteken dit om die Heilige Gees te bedroef? Die Heilige Gees raak bedroef wanneer die gelowige teen sy leiding leef, al weet hy wat reg is. Dan raak die Heilige Gees bedroef. En waarteen waarsku Paulus die Efesiërs? Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Bedroef nie die Heilige Gees nie. Dis 'n waarskuwing aan jou en my. Hoe bedroef die mens die Heilige Gees? Vers 31, sit dit vir my op. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en laster moet vir julle verwyder word. Hoe bedroef ek die Heilige Gees?
Dis in dieselfde hoofstuk, my broer en my suster. En nou sê Paulus, bedroef nie die Heilige Gees nie. Ons moet alle bitterheid, alle woede, alle toorn, alle geskree, alle lastering moet van ons verwyder word. Dit moenie deel wees van ons lewe nie. Dan sal ons nie die Heilige Gees bedroef nie. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde uit die Bybel wanneer mense die Heilige Gees bedroef het. Handelinge 5 vers 9. Ananias en Safira kom met Petrus ooreen en sê, kom ons verkoop al die grond. En ons bring al die geld na Petrus se voete toe. En dan verdeel Petrus dit in die hele gemeente sodat een nie meer as 'n ander moet hê nie. En wat doen Ananias en Safira? Hulle bedroef die Heilige Gees, want hulle kom ooreen om vir die Heilige Gees te lieg. So wat sê ek vanaand vir jou? Leer hier uit. Leer hier uit. Wanneer ek jou iets vra, wanneer 'n mede-prediker jou iets vra, en jy vertel 'n leuen vir hom, het jy nie vir my gelieg nie. Jy het die Heilige Gees bedroef. Dink mooi. Gaan jy vanaand in die kerk wees? Ja, pastoor, ek gaan. Daar's nie 'n teken van die blinkant hier nie. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Waarom? Julle het my nie kom bedrieg nie. Julle het nie vir my kom jok nie. En dan stap jy, weet jy wat, nee, dan stap die mense uit, dan sê ons, nou as daai pastoor nou 'n lekker storie vertel. En hy het dit geëet so soetkoek. Ek is bly jy dink so. Ek is bly jy dink so. En kyk wat gebeur. Kyk, die voete wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Hulle kom jou ook nou al. En hulle het daar gesterwe. Nommer 2. Dawid. Psalm 51 vers 13. Ek wil net sê vanaand. Sonde bring afstand tussen jou en God. Dit bring hartseer. Maar berou bring herstel en gemeenskap. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Dis Dawid se pleidooi nadat Nathan by hom geken het en hy het vir hom gesê, Dawid, een man het een ooilammetjie gehad en 'n ander het baie ooilammetjies gehad. En die man wat baie ooilammetjies het die een lammetjie wat hy gehad het geneem en geslag en vir sy gaste voorgesit. En Dawid het baie kwaad geword en gesê, hierdie man moet daardie ooilammetjie 4voudig teruggee. En weet jy wat sê Nathan? Dawid, jy is daai man. Jy is daai man, en hy toe sê hy, en hy het berou voor die aangesig van God, en hy het nie geëet of gedrink totdat die kind gebore is en gesterwe het nie, en daarna het hy sy gesig gewas en hy het die Here geëer. Hy het die Here geëer. Kind van God, daardie berou wat Dawid gehad het. En ek het so 4 punte smeekend by die Heilige Gees vir u bymekaar gesit. En met hierdie 4 punte wil ek klaar maak. Die verskil is tussen sonde teen die Heilige Gees en om die Heilige Gees te bedroef. Nommer 1, kom ons bespreek eers die sonde teen die Heilige Gees. Ongeloof tot die einde toe. Hoor mooi, tot die einde toe.
bedroef die Heilige Gees, ongehoorsaamheid as 'n gelowige. Punt nommer 2, by die bedroef van die sonde teen die Heilige Gees, geen berou nie. Bedroef die Heilige Gees, berou moontlikheid. Hoekom sê ek moontlikheid? As ek my hart oopmaak en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Soos Dawid. Nommer 3, geen vergifnis nie. Bedroef die Heilige Gees, vergifnis is beskikbaar. Nommer 4, sonde teen die Heilige Gees, die hart is verhard. Daar's geen plek vir verandering nie. Bedroef die Heilige Gees, is daar 'n oproep tot bekering. 'n Oproep tot bekering. Geliefdes, vanaand wil ek 'n uitnodiging aan jou maak. 'n Uitnodiging tot herstel. Nie 'n normale uitnodiging, tot herstel. Maar ek wil eers 2 skrifgedeeltes met u deel. Psalm 147 verse 3. Hy nie genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Hy wil jou wat gebroken is van hart genees, en hy wil jou wonde, wil hy verbind. Hy wat God almagtig, alomteenwoordig en alwetend is. Maar dis nie al nie. Hebreërs 3, verse 7 en verse 8. Hebreërs 3. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking, in die woestyn nie. Verhard nie julle harte nie. Wanneer julle die stem van die Heilige Gees hoor. En kind van God, hierdie was 'n lering vanaand. Wanneer ek sondig teen die Heilige Gees, en wanneer ek die Heilige Gees bedroef, en mag ek vra, verstaan u dit? Steek jou hand net vir my op en sê, Here, ek verstaan. Ek sien nie almal verstaan nie, moet ek voorbegin? Ek verstaan, Here. En mag jy gaan verstaan, en nie net verstaan nie, maar mag jy ook gaan doen, wat reg is, in die oë van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, in die hemel en ook so op hierdie aarde. Here, as ek na hierdie woord luister,
het ons die leiding van die Heilige Gees nodig, Here. En ek vra vanaand, Vader, in Jesus naam, dat nie een van ons die Heilige Gees sal wegstoot nie, maar dat ons eerder die Heilige Gees sal nader trek, tot verheerliking van U groot en U heilige naam. Dankie vir hulle wat gehoorsaam is. Dankie Here vir hulle wat agslaan op U woord. Dankie Here vir hulle wat waarlik daarin poog, hulle beste insit, om in heiligmaking te leef, Here. Ek vra ook, Here, dat U elke een hier teenwoordig, en hulle wat ingeskakel is, dat U hulle sal seën, bo hulle vermoëns, bo hulle krag, Here. En my God, ek loof U, wat U vir hulle doen in Jesus naam. Amen en amen. U kan nie sit plekke neem.